Baie welkom by nog 'n Woensdagwoord. Dankie dat jy saam kuier en saam luister. Daar's 'n groot verskil tussen om asem te haal en werklik te leef. Die meeste mense bestaan deur wakker te word, te werk, te stres en te gaan slaap. Daar's twee goed waaroor ons baie trots is en dit is dat ons besig is en die ander een is dat ons moeg is. Maar Jesus kom in Johannes 10 vers 10 en dan sê hy vir ons, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. So Jesus beloof nie net oorlewing nie, maar hy beloof oorvloed. En die belangrike vraag is dan, hoe lyk 'n oorvloedige lewe na Pinkster? Ons is so pas deur Pinksterweek en Pinksterfees. So die Pinksterfees is nie net 'n emosionele fees nie, dit is nie net 'n historiese fees in die kerkgeskiedenis nie, maar dis 'n gebeurtenis, 'n werklike gebeurtenis, waar die Gees van God binne in mense kom woon. En mense wat bang is, word vrymoedig, mense wat weggekruip het, begin getuig, en mense wat verdeeld was, begin 'n nuwe gemeenskap, die nuwe kerk, die kerk van Christus, waarvan ons in Handelinge lees. So die Heilige Gees maak nie net mense godsdienstig nie, maar die Heilige Gees maak eintlik mense lewendig, kom gee vir hulle 'n nuwe lewe. So in die eerste plek beteken oorvloed nie gemak nie, maar oorvloed beteken volheid. So in die oomblik as ons dink aan oorvloed, dan dink ons aan baie. En ons dink aan baie besittings, baie hê. En dit is nie wat die Gees kom gee in oorvloed nie. Dit kom gee vir ons iets wat ons lewe verander, wat ons van binne af vol maak. So die oorvloedigheid is dit wat binne in ons is. Romeine 8 vers 11 sê, hy wat Christus uit die dood opgewek het, sal ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Pinkster beteken dat gewone mense op 'n nuwe manier begin lewe. So oorvloed beteken dat ons vol word van binne. In die tweede plek beteken oorvloedig ook dat ons vrug dra. Galasiërs 5 sê, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So die Gees produseer in eerste plek nie indrukwekkende mense nie, maar vrugbare mense. Die wêreld bewonder talent, maar God soek karakter. 'n Mens wat met die Heilige Gees leef dis anderste. Hy word stadiger kwaad, sy woorde bring genesing, dit bring nie afbreking nie, dit produseer mense wat soos Jesus ryk. Die tragedie van moderne Christendom is, dat ons baie besig is met kerklike aktiwiteit, maar dat daar nie geesvrug is nie. Wanneer 'n boom vrugte dra, maak dit nie 'n klomp lawaai nie, maar dit is 'n stadige proses wat hierdie vrug produseer. So in die tweede plek gee die Gees dus vir ons vrug wanneer dit in ons kom leef. In die derde plek, die Gees gee nie net seëninge nie, maar die Gees gee sending. Met ander woorde, die Gees stuur ons uit. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Die Heilige Gees word nie net vir ons gegee sodat ons kan goed voel nie, maar die Heilige Gees word vir ons gegee sodat ons sout en lig in die wêreld kan wees. 'n Oorvloedige lewe deur die Gees is dis 'n lewe wat nie selfsugtig is nie. Dis 'n lewe wat met 'n oop hand leef. Dit is 'n lewe wat vrygewig is, wat gewillig dien, wat dieper luister en met oop oë leef vir ander mense se pyn. Die wêreld het baie mense wat neem. Pinkster stuur ons in die wêreld uit met die Gees vir mense wat gaan gee en nie net vat nie. In die laaste plek gee oorvloedige mense begin met oorgawe lewe. Baie mense wil die krag van die Heilige Gees hê, sonder om met die oorgawe jou lewe te gee vir die Gees. Maar die Heilige Gees vul nie net besige mense nie, dit vul beskikbare mense. Die disippels moes teruggaan, hulle moes gaan wag, hulle moes gaan bid,
Hulle moet gaan stil word, sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang. In 'n besige, lawaaierige lewe, vra die Gees dat ons onsself sal kom gee, in gebed en in gehoorsaamheid, en om daagliks aan onsself te sterf. So 'n oorvloedige lewe maak ons vol van binne. Dit laat ons vrug dra. Dit gee vir ons en laat ons met 'n sending leef in hierdie wêreld. En dit help vir ons om met oorgawe ons lewe vir God te gee. Die grootste wonder van Pinkster is dat gewone mense, vissers, tollenaars, twyfelaars, onderwysers, ma's, pa's, dominees, gewone mense, draers word van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld. Soos ons vandag die vraag vra, hoe leef ons na Pinkster? Dan leef ons 'n oorvloedige lewe, soos wat Jesus van die begin af beloof het, met die Gees wat ons vul, wat ons stuur en ons laat vrug dra. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U Gees vir ons kom gee het. Dankie dat ons Pinksterfees kon vier en dankie dat ons kan leef met die teenwoordigheid van U in ons binneste. Gee dat ons nie 'n besige lewe sal leef nie, maar 'n oorvloedige lewe wat vrug dra in 'n wêreld wat soekend is. Amen.